Ja, dit was in 'n sekere sin moeilik om die boek te skryf. Ek sê altyd, tegnies was dit nie vir my moeilik nie, want ek het presies geweet wat ek wil skryf. Ons sou 'n boek saam geskryf het, ek en Adrie Louise, maar sy was net te siek en ons het net nooit daarby uitgekom nie. En toe na sy oorlede is, toe vra die uitgewer of ek het sal skryf. Ek was eers 'n bietjie huiwerig, want ek het gedink, miskien het ek hier vermoë om dit te doen nie. En die ander kant het ek gedink, sal ek reg kan laat geskied aan wat gebeur het. En toe een goeie dag, toe staan ek op en toe besluit ek gaan die boek skryf, ek wil dit graag skryf. En weet jy, dit was asof ek in die nag dit so in my gedagtes kom lê het. Die Here sê ons iewers in die Bybel, hy gee dit vir sy geliefdes in die nag wanneer hulle slaap. En dan in die dag het ek gewoon gaan sit en skryf, asof ek dit van 'n plakkaat afgelees het. Dit klink nou baie maklik, maar daar was daarom ander goed ook wat ek bietjie moes navors en moes omdraai en so, maar tegnies was dit nie moeilik nie. Maar emosioneel, ja, het dit my verinnerweer. Ek moes teruggaan na elke hekkie, na elke opdraand, na elke stukkie vreugde, na elke stukkie hoop, en ek moes daar die emosie probeer agterhaal wat daar was. En dan moes ek dit probeer in die boek weergee. En dit was baie moeilik. Ek sê altyd, dit was soos grove sandpapier op rou senuwees, want mens kan dit nie anders beskryf nie. So ja, in 'n sekere sin, die skryfproses was nie so moeilik nie, maar die hele betrokke wees by die boek, dit was baie moeilik. Jy sê nou tereg, julle storie is ook ander mense se storie, en ons gesels nou vandag oor 2 mense se pad met kanker. Maar jy gebruik ook heelwat aanhalinge van C.S. Lewis in die boek. Hoekom so? Ja, C.S. Lewis, die Christenskrywer en literêre of letterkundige wat by Oxford in Engeland was, hy was die skrywer van Narnia. Sy en Joy, sy vrou se storie, is baie dieselfde as my en Adrie Louise se. En hulle het ook later 'n fliek gemaak daarvan, Shadowlands. Aangrypende fliek. En ook, ek het sy boek gelees, A Grief Observed, wat hy geskryf het nadat Joy oorlede is. Ek sal net kortlik sê, hulle het so 'n pragtige storie, maar hulle het 'n burgerlike ooreenkoms eintlik aangegaan, want sy wou verblyfreg vir haar kinders hier in Engeland, en toe het hulle so 'n ooreenkoms aangegaan om so 'n huwelik te registreer. En toe het hulle nou maar apart gebly, maar hulle was baie goeie vriende. En toe eendag lui die foon en sy val en sy breek haar been. En toe hulle nader nou ondersoek instel, toe sien hulle maar sy beenkanker. En dit het natuurlik vir Lewis geweldig geruk. En toe besef hy maar hy is eintlik lief vir haar. En toe het hy daar in die hospitaalkamer vir haar gevra of hy met haar kan trou. En sy het toe 4 jaar geleef totdat sy oorlede is aan die beenkanker. En sy verhaal, ek kon daarmee identifiseer. Want dit was, jy kan maar sê, dit is die verhaal van my en Adrie Louise. In hulle geval was hy die ou jong kerel wat met die geskeide vrou getrou het, en in ons geval, ek gaan nie dit sê nie, maar Adrie Louise was in haar 40's, en sy het met die geskeide ou getrou. So, dit was, ja, in daai opsig het ek vreeslik geïdentifiseer met Lewis, en ek haal 'n paar keer daar in die boek daarna. Waar wil jy met die boek heen gaan? Wat is die doel? Wat wil jy met die boek maak? Voor in die boek dra ek die boek op aan mense wat met kanker leef. Met ander woorde, die pasiënt self, of dan die geliefdes, die naasbestaandes, wat iemand in hulle gesin het, of in die huis wat met kanker leef. En ook natuurlik spesiaal aan diegene wat deur terminale kanker 'n geliefde verloor het, en wat nog altyd huil en treur oor daardie persoon wat nie meer hier is nie. So dis waarvoor ek dit opdra, maar ek dink wat ek graag wil hê is ek dink op die einde van die dag wil ek graag vir die mense, vir diegene wat swaar kry met kanker, of wat dan iemand verloor het, 'n taal gee en woorde gee, om hulle hartseer mee te beskryf. Om, as hulle in dieselfde situasie as ek is,
of was, ek en Adrie Louise, dat hulle dit daaruit kan neem en dan miskien uit daai doolhof van hartseer en rou, dat daar tog iewers 'n nuwe lewe en 'n nuwe koers vir mense kan kom. En dit is ook die terugvoer wat ek kry, waaroor ek baie dankbaar is. Nadat ek die aand op Kwela was, het 'n vrou my gebel en gesê, jy weet, ek kon presies daai boek geskryf het, want jy het alles gesê wat ek beleef het, en dit was weer net vir my wonderlik om te weet dat daar ander mense is wat presies dieselfde ervaar het as jy. Dan ek kan nie help om te vra nie, jy was self publikasiehoof by Lux Verde gewees, sou jy gekies het om so 'n boek uit te gee? As ek nou nee sê, dan neem ek nou my uitgewer se oordeel in 'n plaaslike vraagteken daaroor. As ek sê ja, ek sou so 'n boek uitgegee, dan klink dit nou weer asof ek vreeslik verlief is op die boek wat ek geskryf het. Maar ek dink wanneer 'n mens met so iets te doen het, 'n boek loop altyd 'n gebeurtenis agterna. Kyk nou maar onlangse boeke soos hierdie wat verskyn het, ek dink nou wat baie in die nuus nou is die Kokkie gesin, Randall Wickham, ensovoorts. So, ek dink die gebeurtenis het gemaak dat die boek dit op 'n natuurlike manier gevolg het. So dit gaan nie eintlik oor my en Adrie Louise nie, of oor ons storie nie, maar ek dink die storie van my en Adrie Louise was so bekend en in die nuus, en veral sy, dat dit gemaak het, dat die uitgewer gesê het, ja nee, kom ons doen dit, en ek sou dit seker ook gedoen het. Die boek lees baie lekker. As jy begin lees, sit jy hom nie meer nie, mens lees hom sommer so in een slag deur. As ek 'n bietjie persoonlik kan vra, as jy nou terugkyk, wat was die hoogtepunt van jou en Adrie Louise se verhouding? Ag, die hele verhouding was 'n hoogtepunt. Ek was so lief vir haar. Ek was so bitter lief vir haar. Ek het die grond aanbid waarop die vrou geloop het. Sy was so 'n besondere mens. So ek kan eintlik sê, jy weet, ons hele verhouding was vir my 'n hoogtepunt. Maar as ek nou een dag kan uitsonder, is dit die dag wat ons getrou het. Jy weet, sy is gediagnoseer 18 dae nadat ons verloof geraak het. En toe het ons nog die troue beplan, en sy daar uit die hospitaalbed het vriendinne en almal opgekommandeer, net soos Adrie Louise kon doen, jy weet, en goeders moes reël ensovoorts. Ek onthou nog so goed, haar suster is ook vandag hier. Hulle moes toch haar trouskoene vir haar gaan koop, sy het daai skoene aangetrek die oggend toe ons gaan trou het. En dit het gepas en al so jy sien, dit was maar moeilik. Maar dit was my hoogtepunt. Weet jy, ek het haar vroeër die oggend gesien, want ons het foto's voor die tyd geneem. Maar toe sy en haar pa is ook vanoggend hier so, deur sit hy. Toe hulle twee so in die paadjie afgestap kom, en sy in hierdie rooi rok, wat die lewe vier, en sy het 'n pragtige baadjie aangehad, wat uit Pakistan uitkom, dit is deur 4 mans geborduur oor 'n tydperk van 3 weke. Haar suster en die se man was toe nog in Pakistan. En Adrie Louise kom so afgestap, met die glimlag op haar gesig, en die mense langs die paadjie het nie ene droë oog nie. Dit was vir my 'n ongelooflike hoogtepunt. En ek het na haar gekyk en gewens, is daar nie iets wat ek vir haar kan gee, om haar gesond te kry nie. Ek dink aan koning Edward die 8ste, wat moes kies tussen sy vrou, Wallis was haar naam, en sy troon. En toe op die einde van die dag, toe kies hy haar. En toe by 'n geleentheid het hy vir 'n klompie mans gesê, so halfdong in die kies, jy weet, ek het daarom 'n bietjie van 'n voordeel ook aan julle. Want ek kan daarom vir my bruid gesê het, jy weet, ek het afstand gedoen van my troon vir jou. Ek weet, as ek 'n troon gehad het, sou ek afstand gedoen het daarvoor, vir hierdie pragtige vrou.
om haar net gesond te kry. Maar daai dag, dink ek, is die hoogtepunt en dit teken vir my die res van ons verhouding saam. Ek dink elkeen van ons wat vir Adrie Louise geken het, sal dalk iets anders sê, maar wat was vir jou Adrie Louise se mooiste eienskap? Weet jy, die woord innemend is 'n baie gelaaide woord en ek dink dit is seker een van die mooiste eienskappe van Adrie Louise, die innemendheid wat sy gehad het. Ek sê altyd, Adrie Louise was nooit roekeloos betrokke by jou nie. Sy het na jou geluister op 'n egte manier. Met ware, egte belangstelling. Niks het haar aandag ontsnap nie. En ek dink, dit het my geweldig beïndruk toe ons van ons lewe met mekaar begin deel. Die absolute manier waarop sy kon luister en reageer en invra, dit was 'n mooie eienskap van haar. Dan die ander eienskappe was natuurlik, sy was 'n gewer, man. Sy het altyd die wonderlikste geskenke vir mense gegee. Mooi toegedraai, netjies toegedraai, met verjaardae, met wat ook al. Sy het hierdie vriendekring gehad. En jy weet, sy het tot mense se trou huweliksdatums onthou, wanneer hulle kinders gebore is, en met hulle verjaardae ensovoorts. Dis die een ding wat ek by haar geleer het, is hierdie geweldige belegging wat sy gemaak het in vriendskap. Ongelooflik. Maar sy het nie ook net dit gegee nie, sy het haarself ook gegee, haar kennis en haar kundigheid met haar redaksie gedeel, en met mense wat dit nodig gehad het. En dan natuurlik daai lekker lag van haar. Ja, daai lekker lag. Ek dink dis die een ding wat ons almal onthou, daai laggie wat sy begin met. Ja.